Dis weer eens 'n baie groot welkom hier by Oasis FM, die radiostasie wat lewende water bring. Jy kan ons vind op 89.8 op die FM frekwensie en natuurlik Oasis bring lewende water, daardie water wat jou verkoop, vernuwe, verfris en sommer regmaak vir elke dag en vir hierdie week wat wag. Jy's ingeskakel by die program Eer aan God en ek is jou gasheer Gabriel van Eden en ons nooi jou om lekker saam te kuier. Saam met my in die ateljee, twee baie besondere gaste, Dominee Nardus en Luzaan. Ek dink ons begin by jou, Nardus. Jy kan vir ons so ietsie vertel van wie en wat ons alles oor gaan gesels vandag. Baie dankie Gabriel, dit is 'n groot voorreg om hier te wees saam met julle vandag. Nou ek is die jonk leraar, of kom ons sê my fokus is bietjie families daar by NG Gemeente Jeffreys Bay. En dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om die afgelope dit is nou 9 jaar wat ek hier by die gemeente is, so dit is baie lekker. Maar moet ek so 'n bietjie ietsie sê van waar ek vandaan kom, wie ek is ook? Of, sê daarom net vir ons luisteraars, hoe dit gebeur dat Jeffreys Bay deel van jou lewe geword het. Ja, dit is maar natuurlik die Here se werk, maar ek is bevoorreg gewees om 'n ongelooflike ouerhuis groot te geword het, die Here eintlik van jongs af te kon ken, maar ek het groot geword daar in Bloemfontein. Ek spot altyd en sê my ouers bly nog in dieselfde huis wat hulle gekoop het die dag toe hulle getroud is. So ons ken die trekkie. So ek en my vrou is toe in my finale jaar getroud, daar in Koffsies gestudeer en ons het net daarna die beroep ontvang hierdie kant toe, om spesifiek daai tyd die jeugpos te beklee. Intussen het dit al bietjie geskuif, bietjie verander, alhoewel die jeug nog steeds my groot fokus is dit natuurlik nou so bietjie verder ook eintlik waar ons nou praat van families, maar ek sal later bietjie meer ietsie ook daaroor sê. Ag nee, dis wonderlik en so by die kus te wees, lekker by die see te wees en dan die lewe saam met Jesus te kan geniet. Dis verseker so. Jy moet my vrou vra gereeld sy op die strand is. Baie mense sal haar baie daar sien. So ek is 'n bietjie meer op die golfbaan, maar geniet natuurlik dit ook so saam op die see. Luzaan, en dan so ietsie van jou kant af, waar jy vandaan kom, groot geword het en hoe het jy betrokke geword hier by die gemeente en dan ook by die jong bediening spesifiek? Ag baie dankie, so voorreg vir my om vandag hier te wees hier by die Oase. Gabriel, ek is van Patensie oorspronklik, groot geword in Andrieskraal. Ek is 'n Nooi Ferreira gewees, baie bekende van in die vallei. In die Komalan was ek op 'n hoërskool gewees en ek en my man het in 2017 het ons teruggekom in hierdie area, het ons na Jeffreys Bay toe getrek. Ek is by Laerskool Jeffreys Bay tannie in die kantoor en hoe ek betrokke geraak het toe ons na toe getrek het ons dadelik by die NG kompleks ingesluit, NG Kerk. En ek het daar by die kinderbediening betrokke geraak in 2018 en toe later, toe my kinders ook begin na die hoërskool na die jongbediening toe gaan, het ek betrokke geraak by jongbediening en dit is hoe ek nou nog steeds by jongbediening betrokke is in Jeffreys Bay. As ons nou vandag ouers het wat luister of dalk jong tieners wat luister, vertel ons net 'n bietjie watter kategorie en van wanneer tot wanneer, waar pas elkeen van die kinderbediening, wil ek amper sê, tot by die jongbediening, tot die tienerbediening, hoe pas alles in mekaar? Ek kom maar 'n bietjie verduidelik. So as ons praat by ons in die gemeente praat ons van die familiebediening, wat dan nou bietjie gefokusde ouderdomsgroepe het, as man nou so kan sê. Om dalk net eerstens waar ons praat vandag is die jonk. So ons fokus is 'n bietjie van graad 7 tot en met so einde van hoërskool. Maar op 'n manier strek dit ook so bietjie aan die jong werkendes. Jeffreys Bay is natuurlik partykeer groter ook uitdaging van baie ouens wat op skool is gaan studeer of gaan werk ook op ander plekke, almal kry nie noodwendig hier werk nie, so ek wil amper sê, so daar's 'n groot skuif, maar die laaste tyd sien ons 'n bietjie 'n draai in dit, so ons jong werkende bediening is lekker aan die gang, of bietjie deel van jonk wat eintlik bietjie groei in dit. Maar dan verder het ons wat ons nou 'n nuwe naam eintlik mee begin met ons graad 1 tot 6s. Praat ons van ons koningskiets bediening, wat ons kinderbediening meer in die oggende is, by ons erediens, maar natuurlik die bediening is baie wyer as net die eredienste. En dan het ons wat eintlik ook maar deel was van koningskiets, maar het ons ook 'n kleuter en 'n Peter tipe van bediening, waar ouers en ek wil maar sê met verskillende ouderdom kinders
elke Sondag daar na die eersdiens te kom en op verskillende maniere dan nou ook bedien word. So, Ja. maar alles is onder die breë sambreel van wat ons noem die familiebediening, wat vir ons verskriklik naby in die hart is en verskriklik belangrik is eintlik om die rol van families in ons gemeenskappe te verstaan en te bevorder. Ja, ek het nou gisteraand die voorreg gehad om die diens te gaan bywoon, net om daarmee gevoel te kry van hoe werk die jong bediening, en ek is so beïndruk gewees met die hoeveelheid groot mense of dan ouers wat saam met die kinders gekom het, en dit het vir my hierdie gevoel gegee van hier's iets vars, hier's lewendige ding, en dis amper was ek wil sê dat iets gebeur wat vir my regtig baie inspirerend was, en ek kan sien dat hierdie bediening 'n pragtige toekoms hier op Jeffreys Bay het. Ja, ek dink Gabriel, die laaste ding wat 'n ou sal wil hê as jy dit om die woord te sê, jy het dit uitgefigure en alles is gaan nou net aan en dis nou presies waar ons moet wees. Ek dink dis die voorreg van in hierdie posisie te kan wees, is om saam met die Here te kan droom oor wat se pad vorentoe. Maar ek dink dalk is dit belangrik om iets daarvan te sê, want voorheen het ons baie gefokus op, as ons nou gepraat het van ons jonkbediening of dan nou jeugbediening, dat dit eintlik spesifiek net vir daai groepie spesifieke ouderdomsgroep is. Ja. En ek weet nie, Luzaan, was jy ooit deel was in daai tyd wat ons so begin eksperimenteer het met eredienste op 'n stadium met ons op verskillende maniere die dienste gehou waar ons tradisioneel gepraat het van Sondagskool en dan erediens, het ons vir mekaar gesê, maar dan kom ons agter ouers, die ouers weet dit, laai baie keer wanneer die kinders af vir die Sondagskool, en dan die erediens is maar half net vir 'n baie committed klein groepie mense, want dit het partykeer gevoel as waar net 'n tikboksie is. En ons het toe die vraag begin vra, maar hoekom is dit so? En skoolprogramme en al hierdie tipe van goeders het natuurlik 'n groot rol gespeel. En ons besluit toe, maar kom ons probeer dit eintlik net sien as een geleentheid. En ons begin toe praat van ons jonk tyd, of ons het daai tyd nie regtig gepraat eers van 'n diens nie, maar die jonk bediening, wat ons vir 2 jaar lank toe letterlik, kom ons noem dit maar kategese groepe, of die Sondagskool ou taal van groepe, in 'n erediens omgewing bymekaar gekom het vir 2 jaar. En ons letterlik in groepies opgedeel, bietjie met mekaar gesels en so het ouers eintlik toe nou ook deel geword, en die ouers het sommer ook groepies gevorm en bietjie daar gesels, maar later het ons wel vir mekaar gesê, maar as gevolg van 'n klomp goeders wat by die gemeente ook gebeur het en waartoe die gemeente geskuif het, om te sê ons wil graag hierdie 'n spasie maak waar die gemeente waar jonk dan nou saam met die gemeente kan beweeg. As ons besig is met reekse, ons wil nie graag hê dat sekere families met sekere goed besig is en ander families met ander goed besig is nie. Ons wil regtig uit een hart, met een rigting, dit waartoe die Here ons roep as gemeente saamwerk, en jonk is deel daarvan. Ons wil nie regtig op ons eie goed doen nie. En toe het ons vir mekaar gesê, maar kom ons bou dan 'n stelsel waar ons regtig 'n erediens ervaring kan hê, waar mense dit eintlik hulle erediens spasie kan maak, en as gesin en familie saam kan kom, en dan van daar af beweeg ons uit tog ook in gespesialiseerde bediening. En ek sê altyd vir my mentors, waarvan Luzane een is, en dit is so lekker om haar te hê vandag, is dat in die erediens en maniere wat ons gebruik, is ons klaar besig om hierdie, kom ons noem dit dan nou maar kategese sisteme wat tog belangrik is, op te vang, maar dat die mentors, wanneer ons dan uitgaan in ons groepies en ons beweeg daarin wat voorheen gesien sou word as Sondagskool, is dit nou eintlik iets heeltemal anders, waar ons vir mekaar sê, maar daai is dan 'n fokus vir verhouding bou. So hoe ook al dit gebeur, die manier wat ons dit doen is baie aanpasbaar, maar dit is vir my op hierdie stadium baie lekker om so te kan droom ook oor hierdie bediening, waar ons 'n erediens het, waar jong mense saam met hulle ouers, saam met gesinne en families kan gaan, en hulle is deel van die gemeente, maar tog daar hierdie spesiale plek waar hulle spesiale verhoudings bou, wat tog ook maar anders is. So die balans is maar 'n bietjie waar ons probeer. Dus vertel ons bietjie van die energie wat die jong span het, en wat die jong bediening, wat bring dit vir jou as mentor? Ek moet sê, ek is baie lief vir my jong groep. Ek werk met die graad 10, so ek gaan spesifiek van die graad 10 groep praat nou. Ek moet sê, Gabriel, ek dink is 'n amazing groep kinders waar regtig ek kan sien verandering in kinders. Vir my gaan dit
wat Nardus ook sê, as ek dink aan die groeiproses van die aanddienste en ook in ons die hele groei in ons kerk van om met een stem te praat. Byvoorbeeld ons tema hierdie jaar is leef lig, wees lig. En in my groep het ons regtig begin met waar jy beweeg, wees lig, leef lig. Amen. En ek dink dit is 'n amazing lese hierdie jaar oor dit en spesifiek aan die jong groep met wie ek werk. Daar's regtig, jy kan sien die kommitment van sekere kinders om regtig dit by te woon wat kom in die aand, want dit is 'n kommitment van 2 ure in die aand. Wat jy weet van 6 uur tot 8 uur gaan jy by die kerk wees. Ja. En ek moet sê daar's regtig die kommitment van kinders is eintlik amazing omdat die kinders se programme so vol is. Daar is kinders wat 'n behoefte het aan om definitief kerk by te woon en jong by te woon. Die energie vir my in my groep is 'n verskillende dinamika. Daar's kinders wat met tyd as 'n mens verhouding bou met kinders. En dit is waaroor dit gaan in my spesifieke groep, om verhouding te bou. En dit is wat hulle kan besef, hulle kan my vertrou of en ons kan oor aspekte praat of temas praat wat vir hulle ook waarin hulle ook belangstel. En om agter te kom die terugvoering wat 'n mens kry by hulle. Dit is vir my amazing en ook dat hulle nie bang is om iets te sê nie. By seker van die kinders. Ek moet sê daai energie kom definitief by verskillende sterker deur hoe nouer 'n mens se verhouding met hulle raak. Weet jy wat is my besonder? Ek hoor nou wat jy sê en ek dink een van die belangrike aspekte is om hierdie kinders onvoorwaardelik lief te hê in jou klasgroep. Dan sal hulle ook sien maar jy het geen verskuilde agenda behalwe om hulle lief te hê nie. En vanuit hierdie liefdesverhouding, hierdie werklike omgee verhouding met die liefde van Jesus in jou hart, sal dit kinders op 'n punt bring wat hulle voel, maar ek kan vir Luzaan vertrou. Ek kan teenoor hierdie vrou my hart kom deel en dalk net vir jou so in die oog kyk en sê, kan ons 'n bietjie gesels? En dan kan iets van die hart afkom en jy kan dan in hierdie interaksie die persoon lief hê en bystaan en help om 'n bietjie duidelikheid te kry oor een of ander emosionele situasie wat of by die skool of by die huis gebeur het. En hier is jy amper soos 'n mentor wat dan met die kind kan sit en sê, kom ons kyk net gou, wat het werklik hier gebeur? Wat is die impak op jou lewe? Kom ons kry 'n bietjie visie. Kom ons gaan staan effens terug en ons benader die situasie. En dis waar nou jou wysheid en die pad wat jy al geloop het met die Here vir hierdie kinders van groot belang kan wees. Ek wil net die groot ding van jonk vir my in hierdie afgelope paar jaar dat my jong betrokke is definitief regtig verhouding bou. En ek dink ons almal voel so in die jong bediening om regtig 'n verhouding met die kinders te bou. En vertroue. Kinders se vertroue te hê met enige iets. Dit is maar challenging nog steeds. Om die tyd te maak vir want dit vat tyd om verhouding te bou. Dit gebeur nie net in daai uur na in die klasie wat ons met hulle het na kerk nie, na die kerkdiens nie. Dit is regtig om 'n verhouding te bou na 'n Sondag aand ook. En net 'n voorbeeld wat ek wil sê wat 'n mens aan werk is om as dit moontlik is om geleenthede by te woon waar hulle ook is. En dat hulle met mekaar daar ook mee kontak maak. Dit is wat vir my lekker is. Ja. Nardus, hoe kry jy dit reg om op die vlak van die kinders te kom? Ek wil nou nie sê te daal tot op hulle vlak nie, want dit is nie om te daal nie, dit vat vaardigheid en 'n gesalfdheid, wil ek amper sê, 'n guns van die Here op jou lewe as leraar om op die vlak van die tieners te kom en die jong mense in die jong bediening te kan verstaan, hulle harte kan hoor en hulle kan motiveer en inspireer met die liefde van Jesus. Ek dink jy moet maar vir hulle vra of ek dit reg kry. Ek dink vir my is dit die groot ding is authenticity, om net jouself te wees. Egtheid en opregtheid, nee.
daai twee, baie dankie. Ek dink op 'n manier is die oomblik wanneer ons probeer om iets te wees wat ons nie is nie. Eerstens maak ons 'n gek van onsself. Dan jong mense is slim. Hulle sien dit. Hulle sien stereo, nee. Hulle lag vir jou agteraf. Hulle doen in 'n geval teen en dis ook okay. Jy moet maar vrede maak daarmee. Maar op 'n manier dink ek regtig en ek beleef dit die laaste tyd al meer, ek dink dit so 'n bietjie met die tydperk wat ek nou al by die gemeente is en tydperk wat ons met jonk werk en al daai tipe van goeders, dat jong mense ou regtig meer begin vertrou. Ek dink die stigma van voorheen as jy na die dominee toe gaan of na die leraar toe gaan of wat ook al, dan is daar net probleme. Ek hoop en ek beleef dat ons besig is om dit reg te kry om 'n bietjie iets daarvan af te breek. Dat jong mense ook voel maar hulle kan soms sommer net 'n koffie kom drink. Dis vir my lekker. Tegnologie is 'n wonderlike ding. So WhatsApp help baie om partykeer net op 'n manier te connect met jong mense. Waar hulle vrae kan vra, regtig mense hulle kan ondersteun binne situasies. Daar's niks lekkerder vir my as om geloofsgesprekke te hê met jong mense en hulle is altyd lekker nuuskierig. So my groot hart is wat ons nou noem belydennisklas. Is ook nog deel van my bediening, so na die erediens beweeg die graad, ek wil maar sê die gefokusde graad 11 groep, dan nou saam ook met my, saam met 'n mentor of 2 dalk, maar gaan ons en is ons regtig grawe ons bietjie dieper in wat ons nou noem regte lering en teaching, maar in daai gesprekke, ek dink gebeur daar iets waar ek glo jong mense begin vertrou, want hulle begin hopelik iets van ek wil dit noem die hart oor hoekom ons hierdie doen raak sien. Van 'n preekstoel is dit partykeer moeilik. Dit is partykeer hierdie ding van die ou staan daarvoor, hy praat oor hierdie goeters, maar wanneer mens bietjie in 'n kleiner spasie is, dan kom jy agter maar dit waaroor die persoon praat en die hart waarmee hulle dit deel, is eg en is waar. En dit is vir my een van die ongelooflike mooi goed van om met jong mense te werk, want juis in daai oomblikke onderskei hulle ook juis baie goed tussen mense wat eg is en mense wat, ek gebruik nou maar in hulle taal die woord fake, baie gereeld. Want dit is tog, ek dink een van ons grootste krisisse, die oomblik dat ons begin voorgee. So natuurlik, daar's jong mense wat aanklank vind en jong mense wat nie aanklank vind nie, binne 'n persoon, maar ek dink dit is vir my lekker om net myself te kan wees. Ek hoef nie te kan voorgee nie, ek moet net eg wees. Weet jy, ek dink die jong mense of die tieners waarmee jy werk, het die vermoë om dwarsteer 'n mens te sien. En elke mens word deur die Here gemaak met hierdie diep behoefte om 'n persoonlike en intieme verhouding met ons Vader te hê. En as julle twee nou opreg en eerlik en met die ware liefde van Jesus na die kinders toe kom, gaan hulle kan voel, maar ek kan my hart oopmaak teenoor hierdie persoon en my lewe ook deel, en so kan die kind dan of die jong mens kan begin ontdek, hoor hierso, hier is vir my 'n hoop. Ek het 'n hoopvolle toekoms deur my hart te kan deel, en dan sommer 'n bietjie oor trauma en situasies in die huis of in die skool of in die lewe te praat. Maar terwyl ek nou so praat, dink ek sommer wat jy ook gesê dat die jong bediening begin nou al 'n bietjie verby die skoolgraad 12, as die leerder graad 12 klaar gemaak het, is die jong bediening nog steeds beskikbaar om hierdie ouer kinders dan wat skool reeds verlaat het, toe te vou met liefde en by te staan, want daar is weer nuwe uitdagings nou na graad 12, en nou is ons in die sogenaamde grootmenslewe, en nou moet hierdie jong persoon geleer word hoe om met die grootmenslewe oor die weg te kom. Ja, ek dink dit is een van die grootste uitdagings vir jong mense om die aanpassings te maak wat nodig is. Dit is seker maar 'n normaliteit om al amper te sê, die stuk vryheid wat ewe skielik na skool kom, is vir party mense regtig so oorweldig, dat die gesonde keuses partykeer maar ook te oorweldig is om by dit te hou. Al die goeders wat ons geleer het en wat ons eintlik ervaar het en weet gesond is. So ek dink die uitdaging om regtig in daai wêreld in te tree is baie moeilik. Maar
ek dink met die Here se genade het jy partykeer hierdie oomblikke wat jy kan sien, maar daar is 'n geleentheid om tog in jong mense se lewe in te tree. Ek het die voorreg gehad en ek sal dalk hierdie ietsie daarvan sê om einde verlede week donderdag aand 'n jong mens wat 30 is, na die Here toe te lei wat in my kantoor kom sit en regtig net hierdie lewe geleef, klomp foute gemaak en op die einde van die dag die Here hom kom aanraak. Ek wou amper sê net so as gevolg van dinge wat in sy lewe gebeur het, nie by 'n kerk of enigiets nie, en waar ons hierdie gesprek kan hê, en regtig ook net eerlik kan praat oor, maar hoe kom ek op 'n punt waar ek my lewe omdraai, en hoe doen ek dit deur die krag van die Gees, en ek meen, so dit is so ongelooflik voorreg dat ons daai tipe van gesprekke kan hê, soos ek nou 'n bietjie ouer word, ek dink raak dit vir my ook al hoe makliker, en ek wil amper sê, mens begin op daai punt kom in jou lewe waar jy nie meer as 'n peer gesien word nie, maar dat jy nou maar bietjie as 'n meer volwasse persoon gesien word, en in daai ouderdom is dit jong mense wat regtig op soek is na gesonde, goeie antwoorde. Hulle is moeg vir foute maak. Ja. En ek beleef dat as die bediening op 'n punt kan wees waar ons by mekaar kan kom, ons by mekaar kan leer, maar ons tog inspraak in mense se lewens kan hê waar jy al kan sien wat is gesonde keuses en wat is ongesonde keuses. Help dit hulle en voel dit net vir my, hulle vind baie meer aanklank ook in dit. So ons is maar nog in die begin, partykeer is dit groot, partykeer is dit klein, om hierdie bediening aan die gang te kry, maar ook uit te bou en te groei. Maar dit is die ongelooflike voorreg om ook saam met 'n kollega-span te kan werk. Almal is betrokke met jong mense en in hulle lewens, en dink ek is regtig ook net eg in wie hulle is, en is lekker om te kan weet jong mense kan ook goeie guidance kry in dit wat hulle, die lewe wat hulle leef. Ek wil vir jou sê, wel gedaan. Prys die Here vir dit. Luzaan, van jou kant af. Ek wil net eintlik oor die jonk aansluit gou oor keuses. Ons het 'n amazing geleentheid om met hierdie ouderdom kinders nou te werk, en veral met die groep met wie ek werk ook, is dat daar is soveel challenges, by die skool met vriende, en dit kom nou oor keuses. Ons praat baie in die graad 10 groep oor wat se tipe vriend is jy? Is jy 'n opbouende of 'n afbreekende? Waar val jy in? Is jy die boelie of nie die boelie? Ons het baie sulke gesprekke in ons daai uur wat ons mee besig is, en die kinders weet presies eintlik van die regte keuses maak. Ja, 'n ou maak foute, en dit is ook okay, maar ek moet sê, kinders in hierdie tyd wat ons leef, oor die algemeen, is daar, hulle sien wie is eintlik die regte vriende om mee te gaan. Dis belangrik. Vriende, ons praat baie oor dit, vriende is so belangrik, en oor, so ek sê, watter tipe vriend is jy? Ons het juist nou met die naweek se preek ook gisteraand oor kan mense aan jou sien waar jy beweeg? Jy hoef niks te sê nie. Ja. Kan hulle sien jy is anders? En ek dink vir hulle almal waar hulle beweeg in die skool elke dag, is dit maar moeilik. Veral dis baie gemaklik om in 'n groep as Christene te gesels en oor die Here te praat, maar sodra jy uitbeweeg na die skool toe waar jy met 'n klomp ander invloede is hoe is jy anders? Ons leses leef lig, wees lig. Hoe is jy anders in hierdie wêreld? En ek moet sê by jonk praat ons baie oor hierdie dinge. En ek glo dis klein saadjies wat geplant word. Mense sien nie noodwendig dalk nou al die groei in almal nie. Maar ek glo die groei is daar so stadig met tyd groei hulle. Maar vir my is dit regtig dat hulle goeie keuses maak met wie hulle vriende is. Ja. Ek onthou die groot motivering toe YWAM internasionaal gestig is,
het die mense net gekyk, ek dink Lauren Cunningham was nog verdeel en betrokke van dit, waar hulle gesien het die jong mense is vol ywer en entoesiasme, vol energie, en net besef, maar kom ons bied die jong mense, soos wat julle nou in Jong doen, bied vir die jong mense iets waar daai energie positief gekanaliseer kan word en miskien nou die kind te vat met al sy ywer en entoesiasme vir hom te sê, kom ons bestudeer die woord van God met daardie selfde entoesiasme en begin die woord praat en uitleef. En dis hoekom Josua 1 vers 8 is vir my amper soos 'n resep vir sukses is, die woord moet op jou lippe wees, maar voor ek nou verder gaan in die vers, hoe kry jy die woord op jou lippe? Nou hier kom hy, die woord van God moet op jou lippe wees, jy moet dag en nag daaruit leer en daarop mediteer en alles doen wat daarin geskryf staan, dan sal jy suksesvol wees in waarvoor God jou geroep het. So dit gaan oor wat kan ons vir die jong mense doen wat hulle uit hulle eie ywer en entoesiasme op die woord gaan laat mediteer en hoe gaan hulle daaruit leer en dan hierdie kosbare ding vir hulle te kan leer. Nou praat dit, want ons woorde dra skepende of afbrekende krag. En dink net as hierdie jong mense 'n volgende Sondag aan terugkom en sê, ek het hierdie week die woord gepraat en dit het vir my soveel beteken, nie net vir my nie, maar vir my juffrou by die skool of vir my klasmaats en ek wil nog meer van dit hê, want ek sien dit werk in my lewe. Ja, Gabriel, ek dink een van ons wat ons oor jare heen sien, is hierdie ek wou sê die krisis is waar my jong mense na die Bybel toe gaan baie keer is ons word groot en ons kan ure praat oor families en gesinne en die rol daarvan en so aan, maar ek dink ons word groot met hierdie idee van ek moet Bybel lees en bid amper soos 'n tikboksie wat ek net moet aftik elke dag, net voor ek gaan slaap en so aan, en kom ons in hierdie ritme van my Bybel lees is maar iets wat ek moet afhandel. En ek dink dis een van ons groot dryfvere by Jonk is om, ek sê altyd vir die jong mense, ons moet wegbeweeg van Bybel lees en ons moet oorbeweeg na Bybelstudie toe. Dit help ons lees ons Bybels en ons bid, maar daar's nie 'n egtheid in dit nie, of daar's nie 'n soeke na, soos jy nou sê, ek hierdie lewe moet gaan leef, nee, hierdie goeders moet deurgaan. Dit beteken daar moet iets eg wees oor wanneer ek my Bybel lees, sonder om te sê ek gaan altyd alles klaar perfek verstaan, maar om regtig God te soek in dit, om dan uit dit uit te gaan en dit te gaan leef. So ons is die afgelope 2 jaar baie sterk besig om regtig in diepte bietjie in die Bybelse verstaan in te grawe met ons jong mense, met alles wat ons doen, dat ons die vermoë hopelik kan hê met tyd om net, ek wil maar sê nou kom ek nie lekker op die woord nie, maar die entoesiasme en ook die sekerheid te hê dat ek self my Bybel kan lees en interpreteer. As ek met jong mense praat, Lisanne, ek weet nie of jy dit ook beleef nie, maar dan sê hulle vir my baie keer, maar ek kan my Bybel lees, maar ek voel nie dat ek geregtig is, of dat ek die mag het, of dat ek die kennis het, om dit te kan interpreteer of te kan verstaan nie. En ek dink dit is vir my so hartseer as jong mense op daai punt is, vir ons mekaar sê, maar daar moet sekere mense wees, wat nou baie keer in ons geval partykeer net dominees is, wat dit vir ons moet interpreteer, wat dit moet vir ons verduidelik en so aan. Ons dominees geluk het 'n rol in dit, maar dit moet nooit op 'n punt kom waar dit die persoon wat die woord lees, ek wil amper sê onaktief maak of net lam maak in dit nie. Ons moet mekaar kan opbou en ons moet deur die krag van die Gees die reg hê om te kan verstaan, te kan interpreteer en hierdie verhouding met die Here te kan bou. So ek dink dis een van ons groot fokuspunte is om regtig jong mense te kry en hopelik die confidence te laat bou sodat hulle tog hulle eie woord kan lees en interpreteer en daai pad met die Here stap. Ek hou van die interpreteer, daai insig kry, en dit is waar die Heilige Gees met hierdie jong mense pad kan loop en net vir hulle help om die woord te verstaan, en ek wil amper sê agter die kap van die byl te kom en die insig te kan kry. Kan ek oor die lig app net iets
Ja. Ek weet nie, ons gebruik 'n lig-app waar jy weekliks Bybelstudie doen. So party kinders is redelik aktief met dit en nie almal nie, maar ek moet sê die diepte van waar ons op die oomblik profete, ons het profete gedoen, het ons nou Markus, Lukas, Johannes en daai gedoen, evangelies. Dit is eintlik bitterlik interessante in leesstof, as ek dit nou so kan sê. Maar dit gaan weer oor die tyd maak daarvoor. Dit gaan oor om rustig te raak. Ja. Ek is 'n baie besige persoonlikheid. So dit is, en ek sê vir die kinders nou, hulle weet dit ook. Vir my is dit ook 'n groot ding om om rustig te raak met die Here. En ons het nou 'n voorbeeld gister, dan lê ons almal op die mat en ons sit musiek aan en probeer jou instel om rustig te raak en na God se stem te luister. So ek dink 'n groot challenge is vir ons almal, vir die kinders, vir my as 'n ouer ook. En is om regtig tyd te maak vir die Here. En ek dink die lig-app wat ons gebruik is regtig 'n baie oulike studie metode is om te gebruik, maar dit gaan op die ou end om tyd te maak daarvoor. En as jy dit nie doen nie, dan kan jy nie dan sukkel 'n ou om regtig te groei. Ek besef net al hoe meer as jy jou dag reg begin meer rustig te wees en tyd te maak vir die Here, is jou dag heel anders. 'n Groot ding in my huis probeer ek in die oggend gospel musiek speel, omdat ek so haastig is, altyd baie, alles moet vinnig gedoen word. Dit gee 'n rustigheid aan 'n mens. En ek dink die kinders ook, die groot ding is oor waar pas ek dit in. En dit moet eintlik nie so wees nie. Jy weet, as 'n kind van die Here moet daar altyd tyd wees, eerstens vir die Here. Maar ek dink regtig dit is, jy gaan uit die huis uit sonder om partykeer net stil te geword het. Die challenge om stil te word en tyd te maak met die Here. En dit laat 'n mens geestelik groei. Ja, wat vir my oulik is dat as ek so na albei van julle luister, die voorbeeld wat julle stel, die voorbeeld wat julle uitleef om die jong mense te inspireer om wel rustige tyd met die woord te spandeer. Ek het hier ietsie raak wat ek wil lees. God sê in sy woord dat jong mense hulle pad suiwer hou deur hulle woorde. Dis interessant dat die woord word die kinders se woorde. Lees sy woord elke dag en jy sal oorwinning in jou lewe hê. Gebruik elke oomblik om naby jou hemelse Vader te wees, voordat die dae kom wanneer jy nie meer dieselfde vreugde, krag of tyd het wat jy nou het nie. Dis die ywer en die entoesiasme van die jong mense, en dit is 'n oomblik in 'n jong mens se lewe wat hulle nou regtig met al hierdie krag en ywer en entoesiasme voluit in die woord van die Here kan ingaan. Maar is ook 'n tyd in 'n jong mens se lewe waar daar soveel ander dinge is wat kan aandag kry of aandag verg, en waar kinders ook maar baie worstel met die ding van hulle soek aanvaarding, hulle soek erkenning, hulle voel dalk minderwaardig. Anders 'n mens die kinders kan leer dat vanuit die woord uit kan God al hierdie behoeftes van minderwaardigheid en verwerping ontmoet. Jy is belangrik vir God. Hy het 'n perfekte plan vir jou lewe en wil dit in jou vervul. Soek hom en hy sal sy plan in jou laat werk, wil ek amper sê. Moenie dat enigiemand op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, gedrag, liefde, gees, geloof, en dan die laaste een is vir my belangrik, reinheid. Wees rein voor die Here, want hier kom die ou vyand, is die aanklaer, en wat hy baie keer doen met die jong mense is, hy sê vir hulle, man, hoekom gaan doen jy nie dit nie? Kyk, die ander kinders doen dit almal, en kyk hoe gelukkig is hulle. En voor die jong mense om kry, stem hy in. En dan die volgende oomblik kom staan die ou vyand, is die aanklaer voor hom en druk 'n vinger in hulle neus en sê, jou gemors. As ek jy is, gaan ek Sondag aand nêrens sien, want net nou vind hulle uit, wat het jy Saterdag aand gedoen? En nou kom die ou duiwel as die aanklaer, en hy het nou wettig reg in hierdie kind se lewe verkry, en nou kom hy en hy wil aankla. Dis hoekom julle ook, as 'n kind dalk nie opdaag op 'n Sondag aand nie, of dalk net 'n boodskap bestuur, moet ou altyd gaan kyk, en dis nou waar die persoonlike verhouding wat jy gaan van gepraat het, Luzaan, wat jy met vrymoedigheid vir die kind kan sê, het daar iets gebeur?
wat het hierdie week gebeur? Nee, daar in die woorde kan nie eintlik uitkom nie, maar omdat die kind vertroue en jou liefde vir hom of haar het, gaan hierdie kind kan oopmaak en hierdie jong persoon kan gaan sê, dit is wat gebeur het. Ek was verkeerd. Here vergewe my. En so groei hulle van krag tot krag. Want iemand sê nou die dag, ons het elkeen 'n toets nodig om in oorwinning te kom. No test, no testimony. So ja, nee, ek dink een van ons, as ons net begin praat oor reinheid weer eens, dit is een van ons jong mense, ek dink se grootste uitdagings. Jong mense, as julle luister, gaan doen goeie studie oor, moenie dat die Here of die Satan jou vang in dit nie. Maar ek dink dit wat jy sê, Gabriel, is so belangrik. Vir een en elkeen van ons, die kerk is partykeer 'n harde plek vir mense, want ons voel ons is nie tuis daar nie, ons voel dis die plek waar ons baie keer juis geoordeel word, en dit is hartseer dat daar tog 'n stuk realiteit in dit is, van mense wat daar sit, en dis iets wat ons altyd moet aanspreek, en wat ek hoop met tyd ons beter en dieper verstaan dat die kerk 'n juise plek is vir gebroke mense. 'n veilige hawe. Ons sê dit nogals elke aand vir mekaar, dat ons is nie hier om te oordeel nie, ons is hier om mense in liefde te ontvang, en ek hoop dit is op 'n breër bedieningsspektrum ook so. Ja, natuurlik is daar balans in die goed waar ons regtig ook die beste vir mekaar wil hê. So hoe spreek jy aan, maar ek wil amper sê jy aanvaar die persoon vir wie hulle is. Jy is nie besig om te oordeel nie, maar jy is tog besig om te guide. So daai uitdagings in ons familiebedienings gaan altyd groot wees, maar dit is so belangrik dat mense regtig weet, ten spyte van ons tekortkominge is ons altyd welkom. En is ons spesifiek welkom by die Here. En dis weer eens waar dit vir my so belangrik raak, dat jong mense hulle Bybels moet lees, of ek wil moet bestudeer, en nie net 'n klomp goedjies lees nie, want baie keer haal mense net teksversies aan en sê vir hulle hoe sleg hulle is. Maar as hulle net die breër prentjie verstaan, net al bietjie dieper studie gedoen het, verstaan hulle dit ook binne in die konteks, en kan hulle regtig ook sien, maar die Here verlaat nie daar nie. Ek dink nogals, hoe het ek dit ook sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, is een van ons groot uitdagings in Suid-Afrika vandag, voel dit vir my. Ons praat baie oor God, en ons praat baie oor Christendom, en ons almal gaan op 'n manier kerk toe, maar ek dink ons het nie altyd regtig die kennis van wie God regtig is, en wat sy inspraak van Jesus se krag in ons lewe nie. En is nodig dat ons regtig ook fokus op dit. Spesifiek met jong mense. Ek dink ons kom uit 'n tyd uit waar dit half maar net 'n tradisie was, en nou het dit half oorbeweeg na, kom ons sê, 'n radikale groot hoeveelheid jong mense wat totaal en al kerklos is, in ons omgewing en in ons skole. En so die tyd vir die sendingveld is oop. Ek meen, die tyd dat mense Christus, of jong mense Christus nodig het, is radikaal. En ons het regtig nodig om 'n rol te speel, en jong mense het 'n radikale groot rol om daar te speel. Ek wil amper vir jou sê, nou dat jy dit noem, ek dink ons beleef, of ons gaan nou in 'n tyd in wat jong mense mekaar met die woord van God en met God se liefde gaan begin bedien, en julle gaan sien in julle jong bediening gaan kinders uitreik na mekaar op dieselfde vlak, nie net om ander te gaan haal om in te bring nie, maar ook op hulle vlak mekaar so te motiveer en opgewonde te maak dat dit wat binne gaan gebeur so belangrik gaan wees, dat jong skoolgaande kinders van buite af wil inkom en gaan sê, want hulle is seker die beste persone om die ander jong mense te kan bedien, want hulle verstaan, hulle praat dieselfde taal, en terwyl ons daaroor praat, kry ek net hierdie gevoel in my hart, is iets wat die Vader wil doen deur die Heilige Gees, om jong mense toe te rus, om jong mense te bedien met die waarheid uit die woord van God uit.
So ek stem, dis eintlik amazing wat jy nou sê, want dit is op die ou end die kinders wat kom, wat regtig geestelik groei, wat ander gaan beïnvloed en ander gaan kyk na daar is iets anders. Yes, daar's hoop. En dit is 'n groot ding wat soos ons familiebediening is eintlik is so belangrik in ons kerk en dit is waar dit eintlik 'n probleem is. Ek's jammer dat ons generasie ouer dit is 'n bietjie 'n probleem met regtig saam as gesin kerk bywoning en regtig leiding neem. En ek dink definitief daar is jong mense wat wil kerk toe kom want hulle sien verandering en al gaan my ouers nie, gaan ek nog steeds kerk toe. Dit is baie interessant wat jy eintlik nou sê dat ander jong mense gaan en hoe amazing is dit nie. En ek sien dit definitief en dit gaan definitief meer gebeur. En ek dink kinders gaan op die ou end ouers ook beïnvloed om op te staan. Ja. Weet julle, ek het nou iets raak gelees, 'n organisasie wat jare terug 'n groot impak in Suid-Afrika, Suidwes-Afrika of die destydse Rhodesia dan, was die jeug tot jeug aksie. Van 1974 wat die Christelike jeugbediening van die NG Kerk wat jong mense dwars oor Suid-Afrika bedien het. Nou hierdie is begin deur Dominee Mike Smits en ek onthou as tiener hier waar ek op Nikomalan op skool was, hoe belangrik die jeug tot jeug aksie was en dit het tieners betrek reg oor die suidpunt van Afrika. Dit het gegaan oor kursusse in evangelisasie, jeugwerk, metodiek, Bybelstudiemetodes is in stede en groot dorpe aangebied en evangelisasie saamtrekke is gehou in al die synodale streke van die NG Kerk in Suider-Afrika. Hierdie groep was onder leiding van Dominee Mike Smits. En weet julle, as ek die term gebruik, jeug tot jeug aksie, is dit vir my so eie aan wat ons nou ook gepraat het deur te sê, maar ek dink, ons leef in 'n tyd wat die jeug weer tot aksie kan oorgaan om die jeug te beïnvloed en op te bou, te ondersteun en hoop te gee en te sê, maar as my klasmaat dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. En hier kom die geheim, kinders kan vir mekaar hoop bring en kan sê, as hy of as sy dit kan doen, gaan ek dit ook kan doen. En dan begin hulle hierdie vertroue kry van die metodiek, dit wat hulle geleer het uit die woord uit. En omdat die woord geïnspireer is deur die Heilige Gees, sal daar liefde wees, want vir my is die Heilige Gees seker die sterkste manifestasie van God se liefde. Ja, nee, Gabriel, ek dink daai is fantasties as ons sulke noem ons maar sulke stukkies daarvan beleef, natuurlik daar waar ons met jong besig is en die voorreg het om met hierdie jong mense te werk. Is dit vir my elke keer, ek staan partykeer 'n bietjie verstom as ek net hoor, maar hoe hierdie jong mense eintlik al in mekaar se lewens betrokke was en partykeer dan kom sit hulle nou daar by 'n kantoor en dan het hulle nou 'n klompie vrae oor goedjies en so aan, en soos wat ek in hierdie gesprek betrokke is, dan kom ek agter met ek is die eerste persoon wat die persoon voorvra nie. Hulle het al met al hulle pelle oor hierdie goed gepraat, hulle het al oor hierdie en dan is dit vir my so lekker om partykeer net te kan sê, maar julle het eintlik lankal by die antwoord uitgekom. Julle moet net bereid wees om na mekaar te luister ook. Voel vir my partykeer so. Maar ek dink dit is 'n opwindende tyd waar ons sien hoe jong mense regtig 'n invloed het in ander se lewens en of in mekaar se lewens. Een van die bedieninge wat ek dalk ietsie kan noem daarvan wat by ons gebeur is, wat ons nou ons musiekgroepbediening het ons sulke workshops wat ons in die aande nou begin het. Wat op hierdie stadium met sy nate uitbars, klomp jong mense wat sê, maar ek wil ook 'n instrument speel of ek wil ook by die klank of waar ook al betrokke raak en so woensdae kom hulle nou, hulle deel in groepies op. Dian sê vir my wat nou ons aanbiddingsleier is, sê vir my hulle sukkel om as kom ons sê gefokusde musiekspan eintlik vir Sondag voor te berei, want die workshop hou net so lank aan met almal wat opgewonde is oor alles wat daar gebeur en dis vir my die een wonderlike ding daarvan, dis nie 'n plek waar jong mense gaan omdat hulle reeds probleme het nie.
Maar dis partykeer ons krisis, nee, ons is baie keer met jeugbediening is ons reaksionêr. Daar's klaar krisisse, nou wil ons dit aanspreek. Ja. En dis 'n probleem. Wat daai bediening vir my so mooi maak, en dit het totaal spontaan gebeur. Daar's niemand wat dit plan het of iets Ja. dit waar was 'n behoefte, iemand het gekom en toe groei dit. Maar wat daai bediening vir my so spesiaal maak, is dis 'n groep mense wat bymekaar kom, inspirasie te mekaar se lewens, en hulle kan al voordat die uitdagings kom, eintlik reeds 'n plek hê of 'n spasie hê waar binne hulle gawes kan gebruik, maar meer as dit ook net 'n verdere ontmoeting, godsgesprekke kan hê, saam met mense wat ten minste of dieselfde belangstelling, maar ook min of meer hulle ouderdom is. Ons het 'n klomp skoolgaande jong mense wat musiekinstrumente leer, en ja, die droom is om op 'n stadium dalk ook op die stage te kan kom en deel te wees van die band. 'n Mens kan byvoorbeeld nou, kom ek gooi ietsie in 'n gesprek in wat 'n ou net kan sê, maar kan 'n mens nie 'n drama groepie begin nie? Want ons almal kan dalk nie instrument speel nie, maar hier is dalk nou 10 of 15 kinders en daar's dalk 'n tannie of 'n juffrou of iemand wat hierdie kinders kan help met 'n drama bediening, en hulle kan begin klein Bybelverhale bestudeer en 'n slim manier om die woord te leer, en dan op die verhoog kom aanbied. Sê maar op 'n Sondag aand staan ons 20 minute af en daar is 'n drama groepie wat nou iets gaan opvoer en vir die gemeente en vir almal wat daar is kan bedien. En so kan 'n mens geleenthede skep vir kinders se talente om in die regte rigting te ontwikkel tot eer van God. Julle weet, ek het sommer Markus 10 raak gelees en ek het die opskrif hier gemaak, kindertjies. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels en weet die massa daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. En weet julle, ek kry sommer 'n knop in my keel as ek hierdie lees, om te dink dat Jesus hier gesê, die koninkryk is vir mense soos hierdie, vir hierdie kindertjies. Nou as ek na die jong bediening kyk, dan kan ons ook na die kleiner kindertjies, dalk voorskool, wat nou net in die skool gekom het, jy weet, graad 1 of 2 of 3, kan die jong groep ook gaan bedien, en wat nou van die jong klomp wat klaar gemaak het met skool. So daar is soveel geleenthede. Ek wil net weer hierdie sê, of lees, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. En ek wil amper vir julle sê, as daar 'n bediening is waar 'n mens betrokke moet raak, is dit in die kinderbediening of die jong mens bediening, want dis die koninkryk, dis wat Jesus gesê het. En hier, ek wil amper vir julle sê, hier ontbloot hy sy hart, om net te kan sê, laat die kinders na my toe kom. Dis so kosbaar. En julle bied die wonderlikste fasiliteit en die geleentheid vir kinders om te kan kom, waar hulle welkom gaan voel, hulle gaan geliefd voel, hulle gaan voel, maar ek kan kom, want hulle is lief vir my, hulle ontvang my, hulle leer my, hulle is goed vir my. En wat ek ook nou net genoem het, jy weet, daar's ander afdelings, ons kan kyk na drama departement, ons kan kyk daar 'n praktiese ietsie, jy weet, wat jong seuns dalk met gereedskapvaardigheid toegerus kan word, of dan net 'n hulpbediening lewer vir ouer mense wat dalk nie meer die vaardigheid het om die gras te sny of om 'n stukkende ding reg te maak nie. En so kan hierdie hele jong bediening 'n geweldige impak maak, nie net in Jeffreys Bay nie, maar selfs verder as dit, want dit wat suksesvol hier aangebied word, kan ander gemeentes inspireer en sê, maar ek wil gaan kyk na hierdie model wat daar op Jeffreys Bay 'n werklikheid geword het, want ons het so iets in ons gemeente nodig, om die jong mense te inspireer, om hulle gawes en talente te ontdek, uit te leef tot eer van God. En dit sal die gebed wees, dat die Here regtig ons sal bly inspireer en deur die krag van die Gees sal begelei in die rigting waartoe dit moet gaan.
Soos ek vroeër gesê het, dis vir my so lekker om deel te wees van 'n span waar ons nooit sê maar ons het dit nou die finaliteit, dis wat ons nou moet doen nie. Ons moet die hele tyd afvra, maar Here, waartoe volgende, wat moet daar goed bykom? Dit is altyd lekker om gesprekke te kan hê met mense, as die Here dit op jou hart druk, jy het die gawe om jong mense, van die drama ding, dit te kom begin, ons is altyd oop. Maar dat ons regtig sal sensitief wees dat die Here ons begelei. Ek dink beide van julle het ook al geleer en ek moes dit op 'n harde manier leer. Gehoorsaamheid maak baie selde sin. Want ons doen, toe Moses by die Rooi See kom, hier is die Israeliete, nou wat nou? En die Here vra vir Moses, wat het jy in jou hand? Hy sê, ek het 'n staf. Hy sê vir Moses, hou jy net die staf oor die Rooi See, dan maak ek hom oop. En baie keer, veral as 'n mens nou nugter dink oor 'n ding, of wil prakties dink oor 'n ding, gaan dit glad nie sin maak nie. Maar Moses het maar gegaan en die staf oor die Rooi See gaan hou, sodat God dit kan oopmaak. En baie keer, waar julle nou is dit net om na die eerste treetjie in gehoorsaamheid te neem, terwyl dit glad nie sin maak, en net te sê, Vader, ek hou hom. Daar gaan ons. Mense, julle sal dit nie glo nie, ons is aan die einde van ons program, dit het soos in 'n oogwink verbygegaan. Luzaan, 'n laaste dingetjie van jou kant af, en Nardus, dan wil ek vir jou vra om ons gesprek in gebed af te sluit. Ek wil net sê, ek is regtig opgewonde oor ons jong mense. Ek dink daar is ongelooflike potensiaal, en regtig, wat jy nou ook genoem het, Gabriel, laat 'n mens dink, en dat die Heilige Gees regtig 'n mens sal lei, om die regte idees en goeders sal kom, en dat die Here ook die kinders sal lei. Vir my is dit 'n groot ding, dat die kinders regtig elke dag net die Heilige Gees, nie van wat hulle nie, maar wat dit God wil. En ek dink ons jongbediening is regtig, dat waar die kinders kan veilig voel, en waar hulle geestelik kan groei, en met wat hulle daar vind, weet ek, kan uitleef. Dit is die groot ding vir my, dit wat ons praat, dit uit te leef. Ja, ek wil net byvoeg, wanneer hulle liefde gaan ervaar, gaan daai woord uitkom, hulle gaan gekoester voel. Weet, dit is net hierdie sekuriteit, selfversekerdheid, want hier is liefde, en nou voel ek gekoester, ek is belangrik, ek kry erkenning en aanvaarding. Baie dankie, Luzaan. Oor na jou toe, Nardus, as jy vir ons kan afsluit in gebed. As daar nog ietsie op jou hart is voordat jy bid, jy is welkom. Ek sal 'n laaste ding net wil sê is, wat vir my so kosbaar is van hierdie bediening is, mense, as ons na die ure gaan kyk wat ons het saam met jong mense, is dit radikaal min. En ons het nou eers daaroor gepraat nie, maar ons het hierdie jaar gaan tel, ons het 26 ure wat ons het saam met ons jong mense, gefokuste ure. En ek meen, dit is so min om regtig verhouding te bou en spraak te maak en so aan, maar deur die krag van die Gees en dit waarmee die Here besig is in die omgewing waar jong mense geplaas word, daai jong mens tot jong mens. En waar families my groot hart eintlik nou lê, is om te sê, maar juis in daai spasie kan ons jong mense begelei en kan hulle dit wat die Here op hulle hart druk regtig kan gaan uitleef. En dit sal my gebed ook wees, dat jong mense regtig deur die krag van die Gees die roeping wat die Here op hulle hart plaas sal kan gaan uitleef. So kan ek sommer vir ons dan so saam bid. Jy kan vir ons bid. En baie dankie dat julle kom kuier het vandag. Dit is so inspirerend en motiverend. Dankie, Gabriel. Kom ons bid so. Here, wat 'n voorreg is dit nie dat ons hier bietjie kan kom kuier by Oasis FM en so 'n bietjie iets van ons storie kan kom deel van die jong bediening by ons gemeente. Here, maar ons wil kom vra dat U regtig by elke jong mens sal wees, spesifiek ook in hierdie tyd. Ons het so iets geraak daarvan oor die uitdagende tye waarin ons leef en die groot uitdagings wat daar op hulle lewens is, en spesifiek ook op families en gesinne. Maar Here, ons het ook gesê vir mekaar dat U woord deurbreek al hierdie goeters en Here, deur U woord kan ons leiding kry om regtig sinvolle, goeie, gesonde lewens te kan leef, en die roeping wat U vir jong mense, vir ouers, vir families, Here, op hulle harte kan plaas, Here, deur die woord, Here, dan deur die krag van die Gees voluit kan uitleef. Here, en dis ons gebed, dat jong mense mekaar sal bedien, Here, dat jong mense U sal beleef
en dat Here, dit wat U op hulle hart plaas, net van krag tot krag sal gaan. Here, kom seën hulle. Here, kom seën ook alles wat verder hierdie dag hier gebeur. En ja, Here, ons vra tot eer en verheerliking van U naam. Bringing living waters. This is Derek Prince with a word for you from the Word. The lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil.